Familie, goeiemôre. Dis so lekker om weer vanoggend saam met jou te kuier op hierdie manier. Ek hoop dit gaan goed met jou. Wil vanoggend begin met 'n skrif. Psalm 34 vers 19 sê vir ons: Die Here is naby die gebrokenes. Hy help die wat verslae is. Nou, daar is dae wanneer alles te veel voel. Jou hart is swaar. Jou gebede voel leeg, klink leeg. Jy wonder waar God is. Jy voel dalk dat jy alleen staan, dat niemand jou verstaan nie. Maar Psalm 34 kom en hy sê, die Here is naby die gebrokenes. Hy help die wat verslae is. Hierdie nabyheid is nie net 'n idee nie. Dis 'n belofte. God is nie ver van jou pyn nie. Hy is nie geïrriteerd met jou seer nie. Hy stap binne in jou hart in vanoggend en selfs in die plekke wat jy nie self kan oplos nie. Familie, ek wil vir jou sê, wanneer jy gebreek voel, is dit maklik om weg te kruip. Jy wil stil bly, jou seer verberg of hoop dit verdwyn. Maar God werk anders. Psalm 34 sê vir ons dan dat hy is naby die gebrokenes. Dit beteken hy beweeg in jou gaping. Hy laat sy teenwoordigheid voel selfs wanneer jy swak voel. En jou seer word nie net gedra nie. Jy word getransformeer. Dis die plek van transformasie. God help nie net die wat sterk is nie. Die wat alles bymekaar het nie. Die wat se geloof die beste is nie. Nee. As jy vandag op so 'n plek is, jy voel leeg, jy weet nie of God jou hoor nie. Wil ek vandag vir jou sê, hy is juis daar in daai gaping besig om langs jou te staan. Jou mislukkings, wat baie keer vir jou voel soos 'n mislukking, is nie regtig mislukkings nie. Dit is 'n uitnodiging vir God om sy krag en liefde vir jou weer duidelik te wys. En wanneer jy voel jy kan nie voortgaan nie, werk God steeds. Hy dra jou in die plekke waar jy niks het om te gee nie. En sy teenwoordigheid verander stilte in vrede. Die gapings in jou lewe, familie, is nie 'n holplek nie. Hulle is vol van God se sorg en sy leiding. So vandag prakties. Hoe om God te ervaar in jou seer? Ek wil jou vandag uitnooi. Noem hardop vir God die plek waar jy gebreek voel. En sê, Here, ek kan nie. Ek is moeg. Ek kan dit nie self oplos nie. Ek nooi in hierdie plek van pyn in. Ek wil vandag jou sê, moenie probeer om alles alleen op te los nie. Laat die stilte jou nie ontmoedig nie, maar laat dit jou herinner aan sy teenwoordigheid. En onthou, Psalm 34 wat sê hy is naby. Hy help, hy dra jou. Jou hart kan rus daarin, selfs al voel jy swak vanoggend. Jou gebrokenheid is nie die einde van jou nie. Dit is die plek waar God jou wil bereik, jou wil vorm, jou wil dra. Jy hoef nie alles te verstaan nie. Jy hoef net 'n hart te hê wat oop is vanoggend vir Jesus om in te kom, in daai plek in waar jy tekort het. En saam met jou daardeur te gaan. Dit is 'n toegangspunt vir God se genade en vir sy krag. So familie, as jy vandag so voel, nooi die Here in daai plek in. As jy vanoggend wil hê iemand moet net saam met jou bid, wil jy nie die vrymoedigheid hê om net vanoggend in die comments te sê, bid vir my vir die volgende, sodat ons saam 'n gemeenskap kan wees wat mekaar opdra vanoggend, mekaar se laste dra, soos wat Galasiërs 6 vers 2 van ons sê. Ek wil vandag vir jou sê, jy is nie alleen nie. Die Here saam met jou, hy is met jou, hy dra jou self in daai gaping waar jy nie meer kan nie. So familie, ek wil graag vandag saam met jou bid. Here, vanoggend kom bid ons spesifiek vir die wat vanoggend na hierdie oordeenking luister en werklik voel, hulle is gebroken. Wat werklik voel, hulle kan nie meer nie. Here, ek bid vanoggend vir 'n vrymoedigheid, vir 'n openheid, vandag net eerlik voor U te breek. Here, want ons weet dat U kan daai stukkies vat en U kan ons weer heel maak. En ek bid daarvoor, ek bid vanoggend vir 'n transformasie soos nooit vantevore nie. Dat U vanoggend, soos wat ek hierdie bid, soos wat die persoon hierdie woorde hoor, hulle sal kom aanraak deur die Gees en hulle vandag sal vul met meer van U. Wys vandag vir hulle, Vader, dat hulle is nie alleen nie, maar dat U is nog die hele tyd by hulle. Ek bid dit vanoggend in U groot en heilige naam. Amen. Familie, dankie dat jy vanoggend ingeskakel het. Deel hierdie boodskap met iemand wat dit dalk vandag moet hoor. Maar ek sien jou weer môre.
Lekker dag.